Dit is weer eens vir ons niks anders as 'n groot voorreg om vandag weer eens saam met jou te kuier vir die 28ste episode van ons 1 minuut met Jesus podcast nie. En is dit nie ongelooflik om hierdie absolute wonderlike skepping as ons ateljee vandag te hê nie? Vir hierdie episode kuier ons saam met 'n baie spesiale gas vandag. Ons kuier saam met JC Lambreg en vir hierdie episode gaan pastoor Marius vir hom 'n paar vrae vra wat hy dan deeglik vir ons gaan antwoord. JC, baie welkom by ons vandag en ons sien uit om te hoor wat die vraag is en hoe jy dit beantwoord. Ek groet jou in die Jesus naam, hier uit die Swartberg uit, Swartbergpas. Ons is 'n paar manne wat lekker kom afsonder dit hier en ons kom soek net die Here se aangesig. En dis wat dit so lekker maak. Terwyl ons hier is, kan ons met jou praat in jou voorhuis. Dalk is jy in 'n voertuig. Ek weet nie waar jy is nie, maar jy kan nou na hierdie YouTube en hierdie podcast kyk en baie daai put. Jy kan die joy daarvan kry. Maar wat wonderlik is, hier in die Swartberg staan ons nou en ons doen vinnig hierdie opname en dan skakel ons oor na JC, daar in Lambreg, daar in Pretoria, na JC toe, waar hy die vrae wat ons hier vir hom vra, daar antwoord. En deur hierdie samestelling, as ons dan klaar is, gaan dit weer terug ateljee toe, na Sinai toe. So is dit nie lekker, ons is in 3 verskillende areas, selfs provinsies weg van mekaar af, maar wat wonderlik is deur die tegnologie gaan die evangelie uit en jy ontvang dit. Prys die Here. Ons gaan nou praat bietjie en ek gaan oorskakel na JC toe. Elkeen behoort JC al te ken en ons weet dat JC Lambreg is ook 'n kickbokser, is 'n man wat hyperfit is, 'n man wat 'n voorbeeld stel. Hoekom? Want hy dien die Here. JC skuil nie net agter sy handskoene, sy fitheid, en hy fokus nie net op sy roem nie. 2023 was hy ook die kampioen gewees en steeds is hy in dieselfde gym, oefen in dieselfde gym waar Driekus Du Plessis ook oefen. En dit maak dat JC gedissiplineerd is, sy karakter vorm en die man na wie ons altyd kyk, sien ons as 'n voorbeeld, 'n rolmodel vir jong manne en dames. So dis my uiters fantasties om vandag met hom te kan praat. Kom ons vra gou vir JC 'n paar vrae. Wat sê julle? Tot eer van die Here. Ons eerste vraag wat ons wil vra is, wie is JC Lambreg as hy nie 'n kickbokser is nie? Wie is JC Lambreg in werklikheid as hy by die huis is? JC, ons skakel oor na jou toe daar in Pretoria. Pastoor, baie dankie vir die geleentheid. Ongelukkig lyk my agtergrond nie soos julle agtergrond daar in die Swartberge nie. Ek sou wat wou gee dat my agtergrond so lyk, maar ek's bietjie op die pad vandag en ek het dit goed gedink om my net basies af te sny van die geraas af en in my voertuig te sit en net die paar vrae te antwoord. So wie is JC Lambreg werklik as ek nie daar buite besig is nie en ek is by die huis, dan ek glo dis oral waar ek gaan, nie net by die huis nie, ek glo ek is 'n man van God. Ek is 'n toegewyde eggenoot. Ek en my vrou is al 12 jaar getroud. Ons is op 'n baie jong ouderdom getroud. Ons het getroud toe ek 22 jaar oud was. Die Here het my geseën letterlik met 'n engel in menslike vorm en ek is 'n pa van 3 ongelooflike kinders. So as ek nie besig is om te reis nie, as ek nie besig is om mense op te lei in die close quarter survival werk wat ek doen nie, en as ek nie besig is om te oefen of voor te berei vir 'n geveg nie, en as ek nie in die cage is nie, is dit wie ek is wanneer ek tyd spandeer by die huis. JC, wat motiveer jou die beste altyd? Wat het jou gemotiveer om te kan oefen? En wat sal jy vir jong manne en dames sê, wat moet hulle toepas in hierdie lewe om ook so gemotiveerd te wees soos wat jy is? Ons skakel terug Pretoria. So my grootste motivering, definitief my verantwoordelikhede, elke dag om op te staan vir die mense om my, en ek glo dit dra soveel meer gewig as jy besef dat wat jy doen en vir wie jy opstaan is nie vir jouself nie, dis vir die mense om jou. Nou jy mag dalk vandag nog vir my sê, luister, my verantwoordelikhede is nog nie so groot nie, dit dra nog nie soveel gewig nie, maar glo vir my, die Here is besig om jou voor te berei vir wat hy eendag in jou hande wil plaas. Ek skakel terug na die Swartberge. JC, iets wat ons altyd wonder, as ons dink aan jou, JC, die pad wat jy gestap het as JC Lambreg, die pad wat jy loop, en die sukses wat jy bereik het, en die baie oefen. In hierdie tyd is een van die vrae wat ons baie keer vir onsself vra, wat het JC alles opgeoffer
om dit te kan doen, om so gedissiplineerd te wees, te gaan oefen, en dan gereed te wees om die dag ook 'n kampioen te word. Wat alles moes jy opoffer om daarby uit te kom? Wat kan jy vandag vir ons leer uit die pad wat jy geloop het? JC, baie dankie. So vir my definitief een van my grootste opofferings is tyd. Tyd saam met my gesin, tyd saam met my vriende, tyd saam met my familie, en dis hoekom ons seker moet maak dat ons tyd waardevol spandeer, want dit is 'n waardevolle besitting wat ons glad nie kan terugkoop nie. So ek sê altyd, en vir my is dit baie simpel, as ek dit so kan sê, simpel en direk, is as jy ja sê vir die een ding, sê jy definitief nee vir die ander. Met ander woorde, as ek ja sê vir nog 'n bier saam met my vriende, dan sê ek nee vir tyd saam met my kinders. En yes, daar's 'n fyn lyn in elke ding wat ons doen. Daar is tyd om saam met jou vriende uit te gaan, daar's tyd om saam met jou vriende te kuier, daar's tyd om saam met jou vriende te sit en 'n gesprek te voer. Maar ons moet nee sê vir die nuttelose dinge, vir die nuttelose gesprekke. Ons moet nee sê vir laat slaap in die oggend, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Waarvoor die 99% sê ja, moet ons voor sê nee. En ons moet seker maak die tyd wat ons het, daai 1% tyd wat ons het, moet ons spandeer in die regte aspekte. En ek skakel terug na die Swartberg. JC, jy is 'n man wat 'n pad geloop het wat baie mense na opkyk, en ek dink jy het baie komplimente ook gekry, en mense het baie keer net belang gestel om jou verhaal te hoor of te sien, maar dan is daar 'n ander kant ook altyd wat ons in hierdie lewe mee te doen het, en mense nie altyd weet hoe om dit te hanteer nie. Daar sou dalk tye in jou lewe ook gewees het wat jy kritiek moes hanteer. Hoe sal jy vandag die jong manne, jong dames wil leer, hoe moet hulle kritiek hanteer, en wat is die oplossing daarin? Baie dankie, JC. Kritiek vir my, fantastiese ding. Hoekom sal ek so sê? Want kritiek vir my is 'n confirmation dat jy lewe vir die wil van die Here en waarvoor hy jou geskape het. As jy lewe vir die wil van mens, gaan jy nooit kritiek in die oë staar nie, want jy gaan net mense tevrede stel. Maar as jy lewe vir die wil van die Here en waarvoor hy jou geskape het, en besef dat hy jou geskape het vir 'n goddelike doel, en dat jy 'n goddelike fokus het elke dag en 'n roeping het op jou lewe, dan gaan jy altyd kritiek hê vanaf mense, jy gaan altyd teenstanders hê, jy gaan wel dalk 'n vyand hê wat teen jou opstaan, maar een ding wat jy kan besef, is dat down the line, even jou vyand sal vir jou erkenning begin gee vir jou oorwinnings. Ek skakel terug na die Swartberge. JC, dan van die laaste vraag wat ons het om vir jou te vra, is weer eens, speel geloof 'n groot rol in jou lewe? En hoekom speel geloof 'n groot rol in jou lewe? En dan weer eens, het jy gebid voor elke geveg? Bid jy voor elke geveg? Hoe hanteer jy dit? Dis nogal interessant om te kan hoor hoe jy dit hanteer. En watter waardes probeer jy elke dag uitleef as JC Lambreg, as mense na jou kyk? JC, ons dank die Here God vir hierdie onderhoud wat ons met jou kon voer, en dis vir ons 'n groot voorreg. Na hierdie antwoorde sal JC dan terugskakel na die ateljee toe, daar in Mosselbaai, na Sinai toe. En ons dank die lewende ware God dat elkeen wat hierna kyk, ook iets uit kan leer. En ons bid vir JC ook. Dis hierdie tipe rolmodelle wat ons nodig het in hierdie tyd. En JC, ons eer God vir die tyd wat jy vanoggend afgestaan het, om met ons hierdie onderhoud te kan voer. Alles tot eer van die Here. Ons wag dan op jou antwoord. Geloof speel definitief die grootste rol in my lewe. Dit is ook die ding wat my staande hou, elke liewe dag, nie net vir 'n geveg nie, dis ook die ding wat my laat opstaan, elke liewe dag. En ek glo ook dit is wat my verantwoordelik hou, want dit is ook in lyn met ons waardes. En daar's altyd 3 goed wat ek aanvra. As ek in gebed gaan en ek bid, dan is daar 3 goed wat ek altyd aanvra vanaf die Here. En ek daag jou uit, en ek daag jou uit dat as jy voel, dit is iets wat jy wil bid, sodat jy eerstens die waardes kan uitlewe, en tweedens, jouself verantwoordelik kan hou, dan bid dit ook, sodra jy in gebed ingaan. So die 3 goed wat ek altyd aanvra van die Here af, sodra ek bid, maak nie saak wanneer of waar ek bid nie, die 3 goed is as volg. Ek vra, Here, as dit U wil is, as mense my ontmoet,
ontmoet hulle U. As mense my sien, sien hulle U. En as mense my leer ken, leer hulle U ken. So dis die 3 goed wat ek altyd aanvra. En ek glo, deur dit, hou ek ook myself verantwoordelik om die waardes uit te lewe, of te probeer uitleef, elke liewe dag. Baie blessings, en dankie vir julle tyd. Ons skakel terug na die ateljee. Dankie Shanay. Pragtige kind van God, ek eer die Here dat jy die tyd uitgekoop het om na hierdie episode te luister. Vat hierdie episode en stuur dit wyd, stuur dit vir almal, want die woord van God moet selfs die verste uithoeke van hierdie aarde bereik en jy kan help daarmee. Ook herinner ek jou, gaan download ons app, nou beskikbaar op beide Apple en Android platforme en gaan besoek ons webtuiste by www.1minmetjesus.co.za. Kind van God, mag die Here jou seën met guns en met vrede. 'n Mooi dag vir jou in Jesus naam.